Ons Vader, is lekker om saam met julle te kuier vanaand. Die reën is awesome nou, hoor julle die reën. Ek hoop julle het kompos gegooi. Ek hoop julle het gegooi. Maandag tot Woensdag sny ons graspap hier. Lekker. Ons begin vanaand met hierdie reeks. I don't need the church. I am the church. Die rede hoekom ons in hierdie dit is 'n 2 weke preekreeks wat ons oor gaan kuier, is vir ons om die rol en die doel van kerk te verstaan, want as ons dit reg verstaan, dan wil ek vanaand sê, dit is onmoontlik vir Centurion om agteruit te gaan. As die kerk sy rol vervul, as ons hier sal doen wat ons veronderstel is om te doen, kan Centurion nie agteruit gaan nie. En dit is nie net ons kerk wat vanaand bymekaar kom nie, dis die hordes ander kerke wat ook bymekaar kom vanaand. Want ons is nie die enigste kerk nie, en ons baie ander kerke ook wat vanaand bymekaar kom. En ons kerke moet hande saamvat. Ons het Vrydag aand, dit was Doxadeo, Raslo, Unite 180, CRC, Every Nation, was ons 4 kerke wat saam bymekaar gekom het om daarin bymekaar te sit. En ek kan vir jou sê nou, uit my eie getuienis uit, ons werk al vir jare saam met ander kerke. En dit voel baie keer asof daar 'n auto-immuun siekte is in kerke. Weet jy wat is dit? Dis soos wanneer jou liggaam homself aanval. Dit voel soos asof die liggaam van Christus homself aanval. En ons krippel onsself. Maar die laaste maand, 2-3 weke, kan jy agterkom tussen die kerke, tussen die liggame is die mense redelik moeg kerk gespeel. Die kerk is op 'n ander plek. Daar's 'n ander tipe anointing wat die Here gerelease het die laaste maand reg oor die wêreld vir kerke om saam te begin hande vat. En die ouens was daar Vrydag aand letterlik net om te serve. Daar was nie hidden agendas nie. Daar was nie ons wil ons kerk verkoop en ons wil ons kerk verkoop en ons wil ons deel doen. Daar was net een stuk van servanthood gewees daar en dit was regtig awesome om te sien. Regtig cool om te sien. En so het elke kerk sy plek binne in die liggaam. Maar ons hoor ook baie mense wat ons mee te doen kry, miskien het jy al ook met sulke tipe mense te doen gehad. Wat is julle kerk te nooi, dan sê hulle nee, dis okay, cool, ek's by die huis, ek is fine, ek is mos die kerk waar ook al ek gaan, weet, doen ek wat ek veronderstel is om te doen. En dis net 'n halfte van 'n waarheid, want jy alleen, ek alleen, is nie die kerk nie. I am not God's gift to mankind. Ek as Peer is nie die volle prentjie nie. Ek weet my vrou dink elke dag ek is perfek en sy sê dit vir my. En ek moet haar herinner ek is nie. Dan sê sy vir my dit kan nie wees nie, jy moet perfek wees. Maar ek is nie, ek het dele wat nie sterk is nie en ek het dele van my lewe wat sterk is. En hier's van julle wat gawes en talente dra wat ek by moet benefit. En ek dra gawes en talente wat jy dalk vanaf kan benefit. En ek sê vanaand vir jou, die ou wat langs jou sit op jou stoel, het jy meer nodig as wat jy besef. Van een langs jou, dra 'n stuk van God, 'n gifting wat jy nie noodwendig dra nie. En dis hoekom ek is nie die kerk nie, maar as ons bymekaar kom, dan vorm ons die kerk. Ja? So jy kan nie sê jy is die kerk nie. Dis hoekom ons hier is vanaand. En ons ook ouens wat hulle self gaan isoleer, sê ja, ek is fine man, ja, ek is fine man, ja, ek is fine tot jy nie is nie. Weet julle wanneer bel die mense die kerk? As mens iemand moet begrawe. Jy dink jy het nie die kerk nodig nie tot jy die kerk nodig het. O, Jessie, ek wil my girl trou. Ons kort sekere, wat noem jy, 'n priester of wat is julle? As jy eers na my toe kom en jy sê vir my, ons kort 'n priester, dan weet ek, hoor jy doen, ek dink nie jy ken die Here nie. Want ons is nie priesters nie, lyk ek vir jou soos 'n priester. As ek doen, dan moet ek iets verander van my gesig of iets. As mense wil trou, bel die kerk, hoor jy, ons kort iemand om te trou, waag nie hulle kerk, nie nêrens nie. O, okay. Ons het 'n kind, ons wil ons kind doop. Bel gou die kerk, hoor jy, ons moet seker iets, nee, dit werk nie so nie. Jy kan nie jouself isoleer en dan net nou en dan die kerk net gou 'n bietjie wil benefit vanaf trek en dan gaan jy weer aan nie.
It doesn't work like that. En dis sad dat dit so is. Eers wanneer mense op hulle einde kom. Kom hulle kerk toe. En nog steeds sal ons jou aanvaar, asseblief kom. Dis hoekom ons hier is. Is net jammer dat dit nie vroeër agtergekom nie. As ek mense trou, wat ek baie doen, dan maak ek 'n voorwaarde. As ek jou trou, kom jy na my kerk toe. En as jy nie in die area bly nie, dan verwag ek van jou om in 'n kerk in te slaat waar ook al jy gaan bly. Want ek sê vir jou huwelik gaan nie thrive sonder 'n kerk nie. Die duiwel gaan jou huwelik isoleer en hy gaan jou daar vat en last gaan geïmprint word en julle gaan hoop te doen lekker in die publiek wys lyk of julle baie lief is vir mekaar, maar in die private plek wil julle mekaar vermoor. Soms slaat in by 'n kerk. As mense bel, okay, hoorie Peer, sal julle vir ons besigheid kom bid? Ek sal vir jou besigheid kom bid, maar ek wil eers weet waar gaan jy kerk? Nee, nêrens nie. Dan hoekom moet ek vir jou besigheid kom bid? Want jy's nou in 'n krisis en nou ewe skielik het jy die Here nodig. Dit gaan nie net een gebed vat, koop en daar's jou besigheid gefiks en voilà nie. Nee, dit gaan konsekwentheid vat van jou as besigheidseienaar om elke liewe dag jou lewe voor die Here te sit, in 'n kerk in te slot en jou deel te vorm binne in die liggaam. Stelselmatig kom die Here en hy herstruktureer jou besigheidssisteme sodat dit kan flourish. Hey Peer, ons dink hier's demone in ons huis. Kom dryf hulle uit. Frikkie, kom uit. Ek wil uitkom vir 'n koekie. Ons noem daai die gees van ooreet. Julle ken hom? Ja, en julle ken ook die gees van leuns, né? Hy sê vir daai demoon van leuns, hy sê, hey, demoon, kom uit. Dan sê hy vir jou, ek's uit. Dit werk nie so nie. Ek gaan na jou huis toe kom, 'n gebedjie doen en dan is die demone weg en dan gaan jy net aan met jou lewe nie. Nee, dit gaan vat van jou as man van die huis om jou vrou en jou kinders kerk toe te bring, jou vrou te leer, jou kinders te leer alles van die Here. En jy vestig jou huis om die Here te dien. Dis hoe dit werk. Kerk is nie net ietsie wat ek doen nou en dan nie. Dis die fondasie waarop ons lewens bou. Want die fondasie van die kerk is die heerskappy van Jesus Christus. So, miskien moet ek vir jou hierdie lees, Handelinge 2 vers 44, dan sê jy vir my of die kerk in isolasie moet wees. Okay, hoor gou hierso. All the believers, het is net na die kerk gebore is en ek gaan nou daarby insluit. All the believers met together in one place and shared everything they had. They sold their property and possessions and shared the money with those in need. They worshipped together at the temple each day. Daar's 'n corporate anointing wanneer seuns en dogters bymekaar kom. Daar's iets powerful daarvan wanneer gemeenskap saam worship. As wat ek net alleenlik worship. Natuurlik is dit powerful vir jou as jy alleen worship. Maar daar's iets in die gemeenskap wat God release wanneer die kerk bymekaar kom. And so they met in homes for the Lord's Supper and shared their meals with great joy and generosity, all the while praising God and enjoying the goodwill of the people. And each day the Lord added to their fellowship those who were being saved. Elke dag het die Here net bygeadd en bygeadd en bygeadd en bygeadd. Nou, ek het nou net genoem, jy weet, ek is nie alleenlik die kerk nie. Ek vorm 'n gedeelte van die kerk. Wat beteken, jy is 'n gedeelte van die liggaam van God. So, as ek vir jou sê, ek isoleer myself, dan help die Bybel ons om te verstaan, jy kan nie, want 'n oog buite die liggaam is useless. So Jesus beskryf sy kerk in twee verskillende dimensies wat ek vanaand gaan verduidelik. Die eerste manier, funksie wat God sy kerk verduidelik as is, dis 'n liggaam. En natuurlik, dis een liggaam wat gesamentlik beweeg, nie in verskillende rigtings ingaan nie, want dan sal dit 'n moord sien wees.
Ja? Saamgaan, maar ons verskillende ornamente en funksionaliteite binne in die liggaam. Nou kom ek lees vir jou hierdie in Kolossense 1 vers 8. Christ is the head of the church, which is his body. Jesus is die hoof van die liggaam. En hoe dit werk is, die liggaam volg altyd die kop. Die stert bepaal nie die rigting nie, die kop bepaal die rigting. Die kop bepaal waartoe die res gaan. Maar as jy jouself gaan isoleer daai een kant, gaan jy mis waartoe God op pad is. En gaan jy in 'n illusie leef om te sê, hey, die wegraping gebeur die 24 September. Nie Desember nie. Ons gaan nie weer daartoe gaan nie, ons was nou klaar verby. Dis wanneer iemand hulle self gaan isoleer van die liggaam af. En nou wat? Nou het jy gaan maak dat mense hulle stok verkoop, hulle assets verkoop, goed weggee, finansiële skade opdoen en nou al wat jy sê is net ag ek is jammer. Dis omdat jy geïsoleer is. Maar dank God, hier's hordes mense wat vir ons boodskappe stuur en sê, Peer, Llewellyn, gebeur die wegraping en ons kom vir jou sê, nee, dit doen nie. Okay, dankie. Die Here is nog nie klaar nie. Romeine 12, vers 4 en 5. Just as our bodies have many parts, and each part has a specific or a special function, so it is with Christ's body. We, not you or I, we are many parts of one body, and we all belong to each other. We all belong to each other. Maybe moet jy vir die ou voor of agter jou of onder jou of bo jou sê, ek dink ek het jou meer nodig as wat jy besef. Ek dink ek het jou nodig. Sê dit dalk vir iemand wat jy nie ken. Ek het jou nodig. Ek het jou nodig en ek gaan nou vir jou dit verduidelik. Hoor gou hoe powerful is hierdie. 1 Korintiërs 12:17. If the whole body were an eye, how would you hear? Or if your whole body were an ear, how would you smell anything? But our bodies have many parts, and God has put each part just where He wants it. Jy het 'n spesifieke rol om te vervul, moet nie probeer die persoon langs aan jou wees nie. Amen. Moenie iets probeer wees of jy klaar is nie. Moenie jouself vergelyk met die ou langs jou nie, want jy en hy het nie dieselfde rol in die liggaam nie. Jy is dalk geroep om 'n onderwyser te wees. Moenie probeer trade nie. Jy gaan geld verloor. Al die traders sê, ja, dit is regtig so. Trading gebeur nie sommer net so nie, jy moet jou storie ken. Moenie dink jy gaan vir die Springbok rugby speel, maar jy kan nie sidestep om jou lewe te red nie. Dis soos 'n hacker sidestep, het jy al gesien, hulle maak net so. Die kop beweeg, maar die lyf static. Daarom het hackers 'n ander rol. Ons is lief vir ons hackers en ons stitte. Ja. God places you where He wants you. Vers 19. How strange a body would be if it had only one part. Yes, there are many parts, but only one body. Vers 21. The eye can never say to the hand, I don't need you. And the head can never say to the feet, I don't need you. As ek so 'n statement maak, dan begin ek in die dimensie te beweeg waar ek God
en binne 'n land. We are supposed to dictate the ways of the city. Ons het Vrydag aand so 'n bietjie daaroor gepreek by Hoërskool Swartkop. Maar wat is huidigelik besig om te gebeur? Die vyand is besig om die kultuur van ons land en van hierdie aarde te bepaal. Die vyand is besig om die atmosfeer te bepaal. Nie baie lank terug van nou af nie. Sal julle onthou op 'n Sondag kon jy drank gaan koop het. Kon jy gaan shop het. Hemelvaartdag was 'n public holiday gewees. Nie meer nie. Skole word forceer om in hulle erekode Christendom te elimineer. Ewe skielik word skole geforseer om 'n seentjie wat dink hy's 'n meisie in dogtertjie badkommers te laat ingaan. Ek's net reël met julle. Is julle met my? Waar kom hierdie kultuur vandaan? Nie van die kerk af nie. Daar's 'n orde binne in die huis. Daar's 'n pa. Daar's 'n man in die huis, hy's die hoof van die huis. En dan kry jy die vrou wat die steunpilaar is. En onder die vrou kry jy die kinders. En dis die struktuur van die huis, maar die vyand wil kom en hy wil die kultuur van die huis omdop. Kom ons voeter dit om. Kom ons rig op iets soos feminism en ons demoralize manhood. En hulle noem dit toxic masculinity. Wat wil hulle hê moet mans wees? Mans het testosteroon en 'n sterker gebou vir 'n rede. Dis om vrouens en kinders te beskerm. Dis nie om te abuse nie. Daar's 'n kultuur in die koninkryk van God en in die kerk van liefde. Waar ons actually mekaar in die oë kan kyk en sê ons verskil, maar ons is mekaar lief. Maar die vyand is besig om 'n ander tipe kultuur te probeer vestig. Kerke was in die verlede verantwoordelik om skole te bou. Harvard was gebou deur 'n kerk. Cambridge was gebou deur 'n kerk. Kerke het plase besit. Hulle het kos geproduseer. Hulle het die strate gebou. Hulle het skole neergesit. Kerke was die regeringsstelsel. En die probleem is dat kerk het so bietjie sy vuur verloor. Kerk het so bietjie sy purpose verloor. Want ons dink dat kerk is net iets wat ek na toe kom. Dis Here, ek connect met U vir 'n paar sekondes, voel goed en gaan huis toe. Dis hoekom ek sê, as die kerk sy rol verstaan, dan kan Centurion nie agteruit gaan nie. Amen. So is ons wat powerful is. Van Adam tot Jesus was 4000 jaar. Van die koninkryk van God nie legally op aarde gebou en gevestig kon word nie. En wat doen Jesus? Jesus beklee homself in die vorm van vlees, van liggaam. En ons baie diep tot daai teologiese statement. En wat sê Jesus? Matteus 4 vers 17. From that time, Jesus began to preach and say, repent. Wat beteken repent? Repent beteken, ek sê nee vir hierdie manier van lewe, en ek sê ja vir hierdie manier van lewe. Ek sê nee vir die manier wat die wêreld vir my propose, die lewe wat die wêreld vir my propose, en ek sê ja vir die manier van lewe wat God vir my propose. En Jesus kom en hy sê, ek gee nou vir julle 'n beter manier van lewe. 'n vryer manier, 'n meer powerful manier, dan sê hy, repent, for the kingdom of God is at hand. En Jesus vestig sy koninkryk op die aarde vir die eerste keer in 4000 jaar. En wat gebeur? Die glory, die heerlikheid van Jesus straal uit hom uit en demone vlug. Jesus kom en hy gooi die appelkar om. Hy steur die Romeinse ryk.
Hy steur die regeringsstelsels, hy pla hulle, hy veroorsaak totale amok in die Romeinse Ryk, wat die sterkste empire was in daai tyd. Hy irriteer die Fariseërs en die Sadduseërs, die skrifgeleerdes. He upsets the demonic realm. Nog nooit in die geskiedenis van mensdom het enige iemand sulke tipe power, sulke tipe glory beleef soos wat hulle in Jesus gesien het nie. Nog niemand het die blindes genees nie. Nog niemand het die dooies uit die dood het opgewek nie. Nog niemand het dit gedoen nie. En Jesus sê, for behold, this is the power of the kingdom of God. En ek is hier om my koninkryk te vestig hierso. En dan sê hy, Jesus himself, vir Petrus, for the gates of hell will not prevail against my kingdom. Geen regeringsstelsel sal my koninkryk oorkom nie. It's not going to happen. En so wat doen Jesus? Hy gee geboorte aan sy kerk. Die kerk is genoem die bruid. Eva is gemaak, die bruid van Adam is gemaak uit die sy van Adam uit. Toe Jesus sterf van die kruis, toe druk hulle 'n spies in sy sy in. En toe hulle die spies uittrek, toe vloei daar bloed en water. And the bride of Christ was born. For behold, the kingdom of heaven is here. 'n Paar dae, weke, maande later, toe bekragtig Jesus sy regeringsstelsel, sy kerk, met dieselfde krag, dieselfde heerlikheid wat hy gehad het. Hy sê in Johannes 17, Here, ek gee vir hulle die heerlikheid wat ek gehad het. En hy gee vir my en jou die Heilige Gees. En in Handelinge hoofstuk 2 sien ons die effek van die kerk. 120 mense word vervul met die krag van die Heilige Gees. En Petrus begin te preek. En Petrus begin in die atmosfeer in te spreek en hy bring orde waar daar nie orde was nie. En die Bybel sê dadelik het daar 3000 mense tot bekering gekom. Dadelik was daar 3000 mense geadd tot hierdie regeringsstelsel. En die kerk hou aan om die Romeine te pla. En hulle hou aan om die status quo te question. Want hierso is 'n powerful manier van lewe wat hierdie wêreld nog nooit gesien het nie. En die vyand kan dit nie hanteer nie. Dis hoekom hy Christene persecute. Dis hoekom hy agter die kerke aan is. Hy kan nie dit hanteer wanneer God se heerlikheid gevestig word op die aarde nie. So wat sê hy vir jou? Jy het nie kerk nodig nie. Ja, jy sien dit? Ja, moet nie kerk toe kom nie. Jy is okay daar op jou eie. Die kerk gaan jou seermaak, die kerk gaan jou teleurstel. Nee, die kerk gaan dit doen nie, dis 1 of 2 mense wat dit doen. En hier sit ek en jy vandag, en niks het verander van Handelinge 2 af nie. Niks het verander nie. Ons missie bly dieselfde. God wants to govern the city through this church. As ons stil bly, is die koninkryk van God stil. As ons niks doen nie, familie, gaan Islam oorvat in Suid-Afrika. Het julle die optogte gesien in Kaapstad? Het julle? Free Palestine, Free Palestine, Free Palestine, anti-Jew, anti-Christ. Iran probeer die stadsaal in Sunnyside en die stadsaal in Kaapstad oorvat as Iranian Operation Centers. Gaan kyk bietjie by in lughawens. Wat sien jy? Mosques, het julle dit al gesien? Gebedskamers. Hier is 'n ernstige gesprek. Ons kan nie ons stad en ons land opgee vir 'n ander god nie.
Laaste skrifvers. Efesiërs 1 vers 19 en 23. Paulus skryf hierdie die Message vertaling, dis beautiful. Hy sê, oh, the utter extravagance of his work in us who trust him. Hy sê, in this kingdom there is endless energy and boundless strength. All this energy, krag, issues from Christ. God raised him from the dead and set him on a throne in deep heaven, in charge of running the universe. Everything from galaxies to governments, and no name and no power exempt from his rule. And not just for time being, but forever. He is in charge of it all. And he has the final word on everything. At the center of all this, Christ rules the church. Hy sê, in die middel van God wat regeer, plant hy die kerk. Christ rules the church. The church, you see, is not peripheral to the world. The world is peripheral to the church. Wat dit beteken is, die kerk submit nie tot die maniere en die sisteme van hierdie wêreld nie. Die wêreld submit tot die maniere en die sisteme van die kerk. God's church will not submit or bow down to any other God but Jesus Christ. Amen? Come on, kerk. This is a serious matter. Ek praat met die governors van ons stad, hier sit julle. Dan sê hy, the church is Christ's body in which he speaks and acts. Wat hierso Paulus sê is, God kies om te praat en te beweeg deur sy kerk. If the church is silent, as die kerk niks doen nie, dan gaan bose magte die kultuur bepaal in ons stad. Maar ons hoop, because the gates of hell shall not prevail against the church. En ek vra jou vanaand, kerk, is ons reg om ons stad terug te vat? Is ons reg om ons land terug te vat? Sê Jesus sal koning wees hierso. Ja? En Jesus sal regeer in ons skole, al die onderwysers, al die oudies wat betrokke is in skole, amen. En Jesus sal regeer in ons besighede. En Jesus sal regeer in die kleuterskole. Waaropster. Daar waar jy jou voete plant, asher jy die teenwoordigheid van God in die atmosfeer in. En jy bepaal die kultuur van die plek waar jy werk. Jy bepaal die atmosfeer. Nie die mense rondom jou nie. You set the tone. And you make Christ known in that place. And you put heaven's culture down everywhere you go. Amen. Julle lyk of julle honger is of moeg is, of ek weet nie of julle net... Maar ek hoop daar brand 'n vuur binne in jou. Ek hoop daar is 'n stuk holy discontent binne in jou. Ek weet nie van jou nie, maar ek is klaar jammer gesê vir my geloof. Ek weet nie van jou nie, maar ek is klaar apologetically deur lewe te gaan en te sê, sorry ek is 'n Christen, sorry ek het waardes, sorry ek staan vir iets. Genoeg man. Ek gaan staan vir wat goed is, vir wat goddelik is, vir wat opbouend is, vir wat lewe bring, vir wat orde bring. Amen. Come on. En weer eens, no matter the cost. Al verloor ek my werk, fire my, die Here sal vir my nuwe werk gee. Wat gaan jy doen? Bible say, what can mere mortals do to me? For if God is for me, who dare be against me? Amen. Kom ons staan saam en bid ek vir ons en dan gaan ons lekker worship. Kom ons steek jou aan in die lug op. Ek gaan bid dat daar 'n vuur oor jou kom.
Ek gaan bid hierdie Heilige Gees jou kom empower en jou kom bekragtig nou waar ook al jy staan reg oor die auditorium. Come on, don't be scared. Moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie, moenie bang wees nie, moenie bang wees nie. Jy het niks om te verloor nie. Jy het niks om te verloor nie. Jy het klaar alles verloor toe jy jou lewe vir Jesus gegee het. You've already lost everything. You've got nothing to lose. So Father, I pray that you'll come and empower your church, the governors of your city. I pray, Father, that you'll baptize our tongues with fire, that wherever we go, wherever we open up our mouths, order shall be restored in all areas of our city. Ons kom hier en ons kom kanselleer dit wat die vyand probeer genereer en vestig in Centurion. Ons kom kanselleer enige plan wat die vyand het vir Suid-Afrika en ons sê Islam, enige ander geloof sal nie oorvat nie. En Jesus, ons spreek in die atmosfeer en U bly koning en U sal koning wees van ons stad, van ons land. En ek kom vra Here Jesus, kom gee vir elke man en vrou hierso vanaand die krag, die geestelike gawes om effektief te kan bedien, om effektief te kan werk, om die koninkryk effektief te kan vestig in elke plek waarin ons beweeg. Ek bid Here Jesus nou vir 'n vuur om te brand in ons liggame. Ek bid Here Jesus vir ons om bewus te word meer van U as wat ons bewus is van dit rondom ons. Jesus, ons Here, ons God, ons is reg. Ons is reg om as een liggaam te funksioneer. Ons is reg om te heers, Here. Kom werk in ons, kom werk deur ons. En ek bid Here Jesus, oralste waar ons gaan, dat mense die evidence sal sien, dat U leef. Dat wanneer mense na ons kyk, sien hulle die tasbare teenwoordigheid van God op ons. En ek kom vra Here Jesus, oralste waar ons gaan, dat wonderwerke sal gebeur, genesings sal gebeur, mense vrygemaak sal word, demone sal vlug, en waar daar wanorde is, daar orde sal wees. May we see the evidence of the kingdom of God tangibly in our city, in Jesus' name. Kom ons gee die Here 'n groot hande klap, halleluja. Kom ons worship, let's go, let's go, let's go, let's go.